Dis dan weer eens vir my ook 'n wonderlike voorreg om vanoggend almal te verwelkom wat inskakel by die opname. En soos altyd is dit ook my gebed dat die Here elkeen van julle in besonder sal seën waar julle ook al oor die aarde hierdie opname dan ook volg. Baie welkom aan elkeen van julle en weer eens ook welkom aan elkeen hier in die kerkgebou. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Lukas hoofstuk 11, die van julle wat die Bybels het en daarby wil oopmaak. Lukas 11, ons gaan die eerste 4 verse saam lees. Die opskrif daar meld onderrig oor gebed. Onderrig oor gebed, Lukas 11, ek lees vir ons vanaf vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef vir ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. Ek lees weer die gebeddeel. Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Net tot sover ons gedeelte vir vanoggend se boodskap. Kom ons vra dan nou ook die Here se seën op hierdie diens en op die boodskap wat hy graag vir ons wil bring. Kom ons raak net so stil. Almagtige Hemelse Vader, soos net nou genoem, is dit weer eens vir ons 'n groot voorreg om na 'n besige week by die huis, by die werk, skoolwerk, sport, op die paaie wees, om net te kan kom stil raak in die teenwoordigheid, te kom rus vind by u voete, om te kom afskakel in u kalmte. Daarmee saam bid ons, Here, mag u Gees ons vervul. Mag u Gees oor elkeen van ons kom en ons ontvanklik maak vir die boodskap vandag. Mag ons u teenwoordigheid ervaar deur die woorde van die skrif en deur die woorde van die boodskap. En mag ons later vandag huis toe gaan, opnuut geïnspireerd deur die Heilige Gees, om nie net nader te wil leef aan U nie, maar ook aan mekaar. Ons dink aan hulle wat vandag nie hier kan wees nie, wat die rede maar ook mag wees, en ons bid en ons vra, Here, dat U dan ook daarby hulle sal wees, waar hulle tans verkeer. Ook hulle wat inskakel by die opname, wat ons volg van waar ook al oor die wêreld, mag hulle ook daar U heilige teenwoordigheid ervaar. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, ons teksgedeelte vandag begin waar ons lees dat Jesus ergens besig was om te bid. Daar word nie vir ons gesê waar nie, daar word nie vir ons gesê hoe hy gebid het of hoe lank hy gebid het nie. Daar word net vir ons gesê Jesus was ergens besig om te bid. Nou as 'n mens deur die evangelies lees, dan weet ons dat Jesus het baie van sy tyd op aarde en tydens sy aardse bediening afgestaan vir stilte tyd. 1-tot-1 tyd met die Vader. En baie keer het hy probeer en het hy gesukkel om hierdie stilte tyd te bewerkstellig, omdat hy gedurig
so omring was deur skares, deur groot hoeveelhede mense wat die heeltyd dag en nag agter hom aangestap het. Maar ten spyte daarvan, weet ons, het hy nooit lank gegaan sonder om tyd te maak om alleen in die teenwoordigheid van die Vader net stil te raak nie. Aan die begin van dae, aan die einde van dae, voor en na groot gebeure, was dit by hom 'n beginsel gewees om alleen tyd by die Vader te gaan soek. Daar is spesifieke tye in die woord aangedui wat ons weet Jesus homself afgesonder het. Ek dink byvoorbeeld in die konteks van Matteus 14, nadat hy die brood en die vis vermeerder het en die skare gevoed het, lees ons, het hy vir die disippels die opdrag gegee dat hulle solank met die skei vooruit moet gaan oor die see. Hy het gehelp dat die skare mense huis toe gaan en toe het hy van daar af 'n stil plek gaan soek om af te skakel in die Vader se teenwoordigheid. 'n Mens dink ook later aan in die gebeure in die tuin van Getsemane, waar hy die grootste hoeveelheid van die disippels by die ingang agtergelaat het en 'n paar van hulle saam met hom geneem het, maar hulle ook toe op 'n plek laat wag het waar hy nog 'n ent verder gegaan het om tyd alleen met die Here te spandeer. Maar wat interessant is, hier in Lukas 11 blyk dit dat sy disipel of disippels naby aan hom was toe hy in hierdie gebedsatmosfeer verkeer het. En die disipel het hom dopgehou. En die disipel het waargeneem hoe Jesus bid. En die disipel het gewag dat Jesus klaarmaak. En toe Jesus klaar is, het die disipel gereageer en vir Jesus gevra, Here, maar leer ons ook bid. Nou ons kan onsself vanoggend afvra, waar kom hierdie versoek vandaan? Waarom het hierdie disipel of disippels hierdie versoek tot Jesus gerig? Nou ons moet onthou, ons leef meer as 2000 jaar later. Ons weet nie wat op daardie oomblik aan die gebeur was in die disippels se hart wat hierdie vraag tot die Here gerig het nie. Maar ons het twee moontlike interpretasies wat ons hieruit dalk kan aflei. Die eerste een, as 'n mens in ag neem dat die disipel hier verwys na Johannes en hoe hy sy disippels leer bid het, is die kans goed dat hy hierdie versoek tot Jesus rig, want hy is op soek na 'n tipe gebedsmodel wat 'n sterker band, 'n sterker verhouding, 'n sterker eenheid nie net tussen hom en die ander disippels kan bewerkstellig nie, maar wat ook op die ou en hierdie selfde sterker en intieme band en verhouding en eenheid tussen hom en sy volgelinge sou bewerkstellig. Onthou, die disippels sou daarna uitgaan, hulle sou kerke gaan plant. En hy het dalk hierdie behoefte gehad dat daar hierdie eenheidsmodel, hierdie gebedsmodel moet wees, iets binne hulle aanbidding wat hulle as 'n eenheid saam kon doen. Ons kan in vandag se dae byvoorbeeld dink aan die geloofsbelydenis wat ons almal hardop saam opsê. Die kans is daar dat die disippels so 'n eenheidsmodel graag wou hê. Dis een interpretasie. 'n Ander interpretasie waarop ek meer vanoggend dan ook in detail gaan ingaan, is die hele gedagte dat terwyl die disipel vir Jesus so dop gehou het, en ek wil amper sê, nie net in hierdie geleentheid nie, maar deur Jesus se aardse bediening konstant gesien het, hoe Jesus so getrou en gehoorsaam seker maak, dat daar gereeld stilte tye is, dat daar gereeld tyd vir gebed is, en tyd saam met die Vader is. Met hierdie dophou, het hierdie disipel by homself begin besef. Hy het heel moontlik homself geëvalueer en besef, maar iets kort by my in my gebedslewe. Hier's iets in die manier hoe Jesus sy alleentyd met die Here spandeer, wat ek as disipel ook wil hê, wat ek ook meer in my eie gebedslewe wil beïntrek. Iets aanloklik, iets inspirerend. En daarom reik hy uit na die Here en vra hy vir hom, Here, leer ons om meer dan ook te kan bid en 'n gebedslewe te kan hê, soos wat ons in u lewe, in u doen en late sien. Nou net hierdie
interpretasiemoonlikheid bring ons al klaar vanoggend baie belangrike hermeneutiese aspek. Nou hermeneutiek beteken 'n aspek vanuit die Bybelse tyd wat ons kan oorbring na die Here toe. Iets wat ons sien wat gebeur in die Bybelse tyd wat ons ook van toepassing kan maak op 2025. En die aspek hier is in vraagvorm. Naamlik, hoe lyk my en jou gebedslewe? Hoe lyk my en jou kommunikasie met ons hemelse Vader? Jy sien vriende, die realiteit van die lewe waarin ons leef is, daar's 'n groot persentasie van die mense daar buite wat glad nie bid nie. Daar's 'n groot persentasie van die bevolking daar buite wat net nou en dan bid, wat slegs selektief bid, wanneer daar siekte is, of wanneer daar nood is, dan word daar gebid, maar wanneer dit goed gaan, dan word ons gebede en ons gebedstyd afgeskeep. Daar's mense wie se gebede bloot net soos 'n inkopieslys lyk. Wat van die eerste woord af tot die laaste woord net gaan oor ons eie behoeftes, ons eie begeertes, ons eie wense, ons eie ideale, ons eie drome, wat ons van die Here verwag, hy moet dit net verwesenlik. So in die wêreld rondom ons, as ons eerlik moet wees met onsself, vind ons 'n groot leemte en 'n groot gebrokenheid ten opsigte van hoe 'n persoon se gebedslewe behoort te lyk. En dalk is daar van ons wat vanoggend moet sê, weet jy, ek is dalk ook skuldig hieraan. Ek bid dalk ook nie soos wat dit behoort te wees nie. Die eie ek trek die hele tyd die voorkeur wanneer dit kom by my gebede. Dis vir my die hoofprioriteit. So hierdie gedeelte al klaar, as ons net hoor van hierdie disipel wat vir die Here vra, leer ons bid, moet al klaar by ons 'n selfondersoek en 'n selfevaluasie tot gevolg hê. 'n Proses wat ons vir onsself afvra, bid ek reg? Bid ek soos die Here wil hê ek moet bid? Kommunikeer ek met die Here soos wat hy dit graag wil hê? En as ons besef, maar ons skiet tekort, as ons besef, iets is nie heeltemal reg nie, dat ons net soos hierdie disipel bereid sal wees om te wil leer. Om daardeur te kan verdiep en nog nader aan die Here te kan beweeg in en deur middel van ons gebedslewe. Nou 'n volgende vraag wat ons onsself kan afvra is, hoekom is 'n goeie en 'n gesonde gebedslewe belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ek as gelowige, as kind van die Here moet bid? Want vriende, glo dit of nie, jou gebedslewe bepaal die res van jou lewe. Jou gebedslewe beïnvloed die hele res van wie jy is. 'n Persoon met 'n gesonde gebedslewe is van nature maar net 'n beter huweliksmaat. 'n Persoon wat dag na dag op sy knieë tyd by die Here spandeer, is maar net van nature 'n beter ouer, 'n beter kind, 'n beter vriend en vriendin, 'n beter kollega, 'n beter spanmaat, 'n beter leier en so ook 'n beter lidmaat. Alles wie jy is en alles wat jy in hierdie lewe doen, vloei voort vanuit jou gebedslewe. Jou gebedslewe dra by tot wie jy is en hoe jy funksioneer. Leonard Ravenhill het die volgende gesê, hy's 'n Britse evangelis en outeur. Hy het eens op 'n tyd die volgende woorde gesê en ek het dit op die skerm. No man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. The people, met ander woorde, the church, who are not praying are straying. My en jou stilte tyd, ons gebedstyd, help van ons om beter en meer gehoorsame mense te wees. En kom ons maak dit net vir 'n oomblik van toepassing op Jesus se aardsbediening. In die afgelope jaar, hoeveel keer het ons nie vir mekaar al in erediens gesê, hoe Jesus dit
Jesus dit uitdruklik in die evangelies beklemtoon, dat alles wie hy is, en alles wat hy kom doen het op die aarde, het hy gedoen in die alleen getrouheid en gehoorsaamheid van die Vader, omdat die Vader dit vir hom so, die opdrag gegee het, en dit vir hom so behaag het om te doen nie. Sy koms na hierdie aarde, die roeping van die disippels, die onderrig wat Jesus gegee het, die wonderwerke wat hy verrig het, al die konfrontasies met die fariseërs, selfs die martelende pad wat hy gestap het na die kruis, het hy gedoen in getrouheid en in gehoorsaamheid van die Vader. En waar het hy elke keer al die energie, en al die krag, en al die volharding, en al die wysheid ontvang, wanneer hy opgetree het as verlosser op aarde? Hy het dit gekry tydens hierdie stilte tye, tydens hierdie gebedstye wat hy met die Vader spandeer het. Dink maar net weer vir 'n oomblik na die tuin van Getsemane. Hoe hy daar begin het in sy stilte tyd en gesê het, Here, ek sien nie kans nie. En hoe hy daarna opnuut sy disippels bymekaar gemaak het aan die einde van daai gebedstyd en gesê het, kom ons gaan, my verraaier is naby. Alles wie Jesus was, alles wat hy gedoen het voortgevloei, het sy oorsprong gevind in die tyd wat hy met die Here spandeer het, sy gebedstye. Daarom kan ons vir mekaar weer eens sê, jou stilte tyd, jou gebedstyd help jou om 'n beter en meer gehoorsame mens te wees. Nou in antwoord op die disippels se versoek lees ons, gaan Jesus dan voort en hy leer eintlik vir al die disippels die gebed wat bekend staan as die Onse Vader gebed of in Engels vir Lord's Prayer. Maar nou voordat ons by die inhoud daarvan uitkom, wil ek tog 2 aspekte net vlugtig hieroor uitlig. Nommer 1, ek dink nie hierdie was die gebed wat Jesus self gebid het. Ek sê dit spesifiek, want as 'n mens blaai na Johannes 17, en dit was die gedeelte wat ons juist tydens die week van gebed in detail behandel het, sien ons 'n lang, pragtige gebed wat Jesus vir sy disippels bid, terwyl hulle daar in die bovertrek verkeer. Dis die eerste belangrike ding. En die tweede ding, wanneer Jesus hierdie gebed vir sy disippels leer, kan ek julle beloof, die gedagte is nie, dat ons hierdie 50 woorde bloot net moet memoriseer en elke keer wanneer ons bid, net soos 'n papegaai moet opsê nie. Die Bybel leer ons dat die Here is 'n God van verhoudings. En hoe kan 'n verhouding gesond bly as jy bloot dag na dag net elke keer dieselfde 50 woorde aframmel? Die van ons wat getroud is, probeer vir die volgende week slegs dieselfde 50 woorde op 'n daaglikse basis tot jou huweliksmaat spreek. Hoe lank dink julle gaan die huwelik hou? Ek dink dat die Onse Vader gebed moet eerder beskou word as 'n gebedspatroon, as 'n gebedsmodel, as 'n gebedsraamwerk waarvolgens ons kan en moet bid. Ons moet dit eerder sien soos die bene van 'n geraamte, maar daar word nou van ons verwag dat ons die vleis aan hierdie bene moet gaan koppel. Met ander woorde, ons moet hierdie raamwerk, hierdie gebedsmodel wat die Here vir ons gee, moet ons neem en ons moet hom verpersoonlik. Ons moet ons eie diep innerlike gevoelens, ons emosies, ons gedagtes, ons behoeftes, ons drome, ons sondebelydenis ensovoorts, alles moet ons aan hierdie raamwerk gaan koppel, sodat ons daardeur 'n dieper en warmer verhouding tussen ons en die Here kan skep. Dit gaan nie net oor die aframmel van hierdie woorde op 'n daaglikse basis nie. Ons moet dit neem en ons eie maak. Daarmee sê ek nie, moenie jou kinders hierdie gebed leer nie. Leer hulle die Onse Vader gebed, dat hulle hom ken, dat hulle hom kan opsê. Maar soos wat hulle ouer raak, leer hulle ook om meer en meer vleis aan hierdie gebed te begin sit, dat hulle dit hulle eie sal maak. En so ook dit wat hier binne is, meer en meer aan die Here
kan deurgee. Nou met dit in ag geneem, kom ons kyk vlugtig na die inhoud van die Onse Vader gebed wat die Here hier dan ook aan sy disippels deurgee. In die eerste plek fokus hy op God se wese. Ons lees in vers 2 en hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, mag ek en u die naam van die Here as heilig beskou. Mag ek en jy die naam van die Here op sy sit en dit as heilig beskou. Die gebed begin hier met die wese, met die persoon van God. En dit wys vir ons verder dat hier 'n spesiale intieme verhouding tussen ons en die Vader moet wees. Dat daar 'n kosbare en heilige verhouding moet wees. Ek as kind met die Here as my Vader. Dit wys vir ons dat elkeen van ons moes en moet ergens op ons lewe op 'n punt kom waar ons die Here aanneem as ons persoonlike saligmaker en verlosser. En deur middel van hierdie wedergeboorte wat ek en jy ondergaan, word ons deel van 'n nuwe familie waarvan God my en jou Vader is. En as God waarlik my en jou Vader is, dan is ons in hierdie bevoorregte posisie dat ons hom kan aanspreek as ons Vader en dat ons die vrymoedigheid kan hê om na hom toe te kan gaan en met hom te kan praat vanuit ons hart en vanuit ons siel en vanuit ons verstand. So in die eerste plek wat die Here dit hier by die disippels tuis bring, dat ons God se naam moet heilig maak. Ons moet dit afsonder en ons moet dit bewaar. En ons moet respek hê wanneer ons met die Here praat. Tweedens, handel die Onse Vader gebed oor God se program. Vers 2 meld verder, laat u koninkryk kom. Matteus 6 voeg by, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Met ander woorde, vriende, as dit kom by gebed, bly God altyd nommer 1. God bly altyd die hoofprioriteit. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor die eie ek nie. Dit gaan nie oor me, myself en I nie. Dit gaan altyd oor die Here en wat vir hom belangrik is. Dit gaan daaroor dat ek God se wil leer ken, dat ek God se wil ervaar en wil aanvaar en dat ek dan ook God se wil aanbid, want die Here weet beter. Derdens handel die Onse Vader gebed oor God se versorging. Vers 3 meld, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Nou kom jy agter, vriende, in hierdie frase vind ons nie enkelvoud persoonlike voornaamwoorde nie. Met ander woorde, gee vir my en help vir my en die eie ek nie. Dit kom in die meervoudsvorm voor. Gee vir ons daaglikse brood. Met ander woorde, elke keer as ek bid, elke keer as ek tot die Here nader, moet ek besef, ek vorm deel van 'n groter gesin. Ek vorm deel van 'n groter samelewing, van 'n groter gemeenskap. Ek vorm deel van my naaste. En ek moet hulle ook in ag neem wanneer ek bid. My gebede moet ook van so 'n aard wees dat ek my medemens in die proses wil help en wil versterk. Wat hierdie vers ook vir ons kom wys, is dat dit nie verkeerd is om ons lewensnoodsaaklike benodighede voor die Here se voete te stel nie. In Engels noem ons dit needs. Maar dat ons moet wegbly
van die slag gehad om dalk te veel te wil begin bid oor ons drome en ons begeerte wat ons noem ons greeds. Want ons greeds is baie keer geneig om ons needs te oorheers. Ons lees nie hier dat daar gebid word, Here, gee ons vandag ons daaglikse steak, of ons daaglikse icebine, of ons daaglikse ribs, of ons daaglikse seekos, of ons daaglikse Griekse slaai nie. Maar daar word verwys na die beeld van brood. Want brood saam met water was in die Bybelse tyd beskou as die mees basiese en mees primitiewe kos wat daar was. Met ander woorde, as ons hierdie frase bid, dan vra ons, Here, gee vir ons vandag wat ons nodig het, sodat ons kan lewe. Want as ek net kan lewe, dan is ek al klaar meer as gelukkig. En hier gaan al klaar rooi lig weer af. Want hoeveel van ons is in vandag se dae nie eers meer tevrede en vreugdevol net met die gedagte dat ons kan opstaan en kan lewe nie. Dis nie meer goed genoeg nie. Vir my lewe om vreugde te hê, moet ek meer hê, ek moet nog hê, ek moet ekstra fasette by hê, daai greeds. As ek dit nie het nie, dan is ek nie gelukkig nie. As ek dit nie het nie, is ek nie tevrede nie. Hier word ons afgebring aarde toe en ons word daaraan herinner dat die basiese lewensnoodsaaklikhede moet alreeds vir ons vreugde bied. Ons moet nie nors rondloop en mekaar afkraak en mekaar afbreek oor sekere dinge wat ons nog nie het nie, want ek en jy beskik al klaar oor die lewe. Vierdens word daar in die Onse Vader verwys na God se vergifnis. Vers 4 meld, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor ons oortree. Vriende, besef ons wat 'n wonderlike aspek hierdie frase vorm. Hoe kosbaar dit is dat ons dit kan bid. Dat ons vir die Here kan vra, Here, was my skoon met die bloed van Jesus Christus. Van kleins af het ek die voorreg om my kinders te kan bid. Te kan bad. Elke aand het ek die voorreg om die dag se stof en die dag se vuilheid wat hulle opgetel het by die huis of by die skool, om hulle mooi skoon te kan was en wanneer in die bed klim en hulle ruik so lekker. Dis 'n trots vir my wat hulle bad, om te kan weet ek het daartoe bygedra. En dat hulle gereed is vir die nuwe dag wat voor lê. Wat 'n wonderlike wete dat ons na die Here toe kan gaan en dat hy daai selfde behoefte het om ons aan die einde van 'n dag skoon te was van alles wat vuil is en wat seer gemaak het en wat swaar en uitdagend was, en om ons deur daai skoonwasproses weer opnuut gereed te maak vir die nuwe dag van môre. En aan die einde van daardie dag staan ons Hemelse Vader weer eens reg om ons skoon te was en weer vir die dag daarna in gereedheid te bring. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan weet. 1 Johannes 1 vers 9 meld, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar natuurlik, 'n belangrike aspek wat hierdie frase in die Onse Vader ook uitlig, soos wat ons bid met die verwagting dat die Here ons moet vergewe, is daar ook 'n opdrag wat daarmee gepaard gaan. 'n ultimatum wat daarmee gepaard gaan. Vir wie is jy tans kwaad? Teenoor wie loop jy op hierdie stadium met 'n wrok in jou hart rond? Wie het jy nog nie vergewe nie? Wie het jy nog nie vrygespreek nie? Teen wie of wat hou jy op hierdie stadium nog 'n saak wat jou vreugde van jou steel? As ons van die Here wil hê dat hy ons moet skoon was, dan moet ons ook bereid wees om te laat gaan hulle wat ons te nagekom het. Want solank as wat ons bly vashou, bly ons vuil.
en kan ons nie volkome skoon gewas word deur die Here Jesus Christus se bloed nie. En dan in die 5de plek word daar geleer in die Onse Vader gebed dat ons kan bid vir God se beskerming. En laat ons nie in die versoeking kom nie, meld vers 4. Maar verlos ons van die bose, voeg die Matteus weergawe by. En is hier waar ek altyd lief is om na die beeld van 'n antivirusprogram te verwys. As ek en jy waarlik die Gees van God in ons het, kan ons vir die Gees vra, deursoek ons van kop tot toon en verwyder enige goggels, enige iets wat ons skade kan aandoen. En soos wat 'n antivirus die hele tyd in die rekenaar se agtergrond hardloop en keer teen aanvalle, so kan ons vir die Here vra dat sy wapenrusting, dat die Gees ons ook so konstant sal bly beskerm teen enige aanvalle. Maar weet jy waar maak ons baie keer die fout? Is wanneer ons ergens ingaan by 'n webblad en die antivirus gooi daai waarskuwing op uit en hy sê vir jou, hoorie, hier's moeilikheid, moenie verder gaan nie. As jy verder gaan jy heel moontlik skade aan jou data, aan jou rekenaar doen. En ons besluit om daai waarskuwing te ignoreer. En ons gaan verder. En later besef ons rekenaar is stadig of van ons data is weg. Dan besef ons, maar die Gees het ons gewaarsku en ons het nie geluister nie. So dis wonderlik om vir die Here te vra, beskerm ons, tree in, trek ons aan met die volle wapenrusting, maar dan moet ons ook bereid wees om na daai waarskuwingsstem te luister. Nie net nou en dan nie net wanneer dit ons pas nie, maar konstant. As die Gees sê, pas op, bly weg, draai om, bly stil, dat ons positief en gehoorsaam en getrou dan ook op daai stem sal reageer. En dit is in kort die raamwerk wat die Here dan vir sy disippels leer. Nie met die gedagte dat hulle dit net daagliks moet aframmel nie. Want as jy woorde net dieselfde woorde elke dag aframmel, wat se diepte sit jy daarin in? Sommige van ons bid gebede voordat ons eet, maar dit is 'n jarelange gebed wat ons maar net brrr. Ons dink nie oor wat ons bid nie. Daar's geen diepte daarin nie. Ons sal so maklik vir die Here sê, Here, vergewe al my sondes. Ek dink die Here reageer baie keer met die woorde, goed, ek wil jou sondes vergewe, maar watter sondes verwys jy na? Die Here soek daai vleis wat ons aan die bene moet koppel. Dat ons sy gebed sal neem en dit sal verpersoonlik en ons eie wese, ons eie tekortkominge daaraan sal byvoeg. Ek sluit af met die woorde van Andrew Murray. Hy het gesê, prayer is indeed the very pulse of a spiritual life. It is the great means of bringing a pastor and the people the blessing and power of heaven. Jesus never taught his disciples how to preach, only how to pray. He did not speak much of what was needed to preach well, but much of praying well. To know how to speak to God is more than knowing how to speak to man. Not power with men, but power with God is the first thing. En dan Leonard Ravenhill se woorde, as ek dit weer kan herhaal, no man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. The people who are not praying are straying. Mag elkeen van ons, net soos hierdie disipel, ons gebedslewe evalueer en indien nodig die aanpassings aanbring, sodat ons nog nader en in nog 'n dieper verhouding met die Here kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, heilig is U naam. Here, vandag erken ons dat U die skepper en die onderhouer nie net van hierdie heelal is nie, maar ook my eie bestaan.
Ek is wie ek is, weens alleenlik U toedoen, in en vir my lewe. Ek loof U en ek prys U daarvoor. Dankie Here dat ek as kind tot U kan nader as my Vader, omdat ek U aangeneem het as my persoonlike saligmaker en verlosser. Dankie dat ek met die wete dat ek deel is van 'n nuwe familie, die vrymoedigheid het, om dan ook met U diep persoonlike gesprekke te kan hê, dat ek die vrymoedigheid kan hê om met U te kan praat. Here, mag dit in hierdie lewe nie net gaan oor my eie belange, oor die eie ek nie, maar mag U altyd die hoofprioriteit van my bestaan en al my doen en late wees. Mag alles wat ek aanpak nie wees om myself te verheerlik nie, maar om my Skepper en my Verlosser, om Hom uit te straal. Here, ek is so maklik geneig om vir greeds te bid. So graag dinge te wil hê wat ek eintlik nie nodig het nie, en as ek dit nie kry nie, of as ek dit nie het nie, is ek so maklik om toe te laat dat dit my persoonlikheid en my vreugde van my ontneem, dat ek nors raak, dat ek lelik raak, net omdat ek luksehede nie in my lewe het nie. Here, vandag sê ek vir U dankie vir die basiese wat U vir my gee, brood en water. Dankie vir lewe, want dit al klaar is op sy eie 'n groot vreugde. Here, dankie dat ek U kan vra om my daagliks skoon te was van elke sonde wat ek so geneig is om te doen. En dat hy daagliks gereed staan met 'n liefdevolle hart en eindelose genade om my opnuut skoon te maak. Here, ek bid daarmee saam ook vir U beskerming. Mag U my aantrek met die volle wapenrusting van die Heilige Gees, en mag ek die stem van hierdie Gees hoor wanneer hy my waarsku, en mag ek hierdie stem dan ook gehoorsaam. Seën asseblief die res van hierdie dag, en wees asseblief met ons, waar ons hier vanaand huis toe gaan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.